Ek is Hilay Lottering in graad 10 in Hoërskool Pretoria Noord. Voorsitter, stel jou voor, jy smil aan die heel lekkerste lintballetjies wat jy vir Kersfees gekry het. En op pad afblik toe vang jou oog die piep klein waarskuwing onderaan die papier. Daar staan: let wel, oormatige gebruik kan skadelik wees. En daar verdwyn die lekker in die atmosfeer. Dit is presies die probleem met naskrifte. Dit is so 'n stukkie waarheid wat eers na die lekkerte kom. Soos in, o ja, en wat ek nog wou sê is. En baie keer is dit 'n gatslag. Dames en here, as 'n historikus eendag die naskrif van ons generasie sou skryf, wat sou dit wees? Dalk iets soos: hoe slanker die skermgenerasie se selfone geword het, hoe swakker was hulle geheue, empatie en selfdissipline. Uit my eie staat van bekommernis argumenteer ek vandag. Selfone word elke jaar dunner, kleiner en slimmer. En mense die teenoorgestelde. Om dit te bewys, hou ek 3 reëls uit hierdie naskrif vir u voor. Ons onthou minder, want Google is ons geheue. Gesprekke word korter, want empatie verdwyn. En selfdissipline word deur skermse roetines beheer. Die eerste reël van ons naskrif sê: ons onthou minder, want Google is ons geheue. My ouers ken nog telefoonnommers en ID-nommers uit hulle koppe uit. En ons generasie sê net, maar dis op my foon. Die ontwikkelingssielkundige Dr. Judith Danowich stem saam in haar artikel Growing Up with Google: How Children's Use of Internet Devices Relate to Cognitive Development, gepubliseer in Human Behavior and Emerging Technologies in Julie 2024. Sy bewys dat studente minder feite onthou wanneer hulle weet 'n toestel stoor dit vir hulle. Die brein besluit eenvoudig: hoekom onthou as ek dit later kan gaan opsoek? Sy verwys na studies waar studente inligting op papier leer, terwyl ander dit sommer aanlyn naslaan. Die papiergroep onthou beduidend beter. Waarom? Want hulle langtermyn geheue is fiks. Dr. Betsy Sparrow, 'n kognitiewe sielkundige, beamoed dit in die 2023 boek The Google Effect on Memory. Sy bevind dat mense beter onthou waarom inligting te kry, as wat die inligting self is. En dit is waar die dinkpapaya die skerm tref. Ons vul ons dae met vinnige video's en eindelose skermskywe, maar ons kritiese denke raak stil. So dit bewys ons eerste naskrif. Google is 'n geheue monster wat ons breine lui maak. Die tweede reël van ons naskrif bewys: gesprekke word korter en empatie verdwyn. Elke keer as iemand sê, wag ek kyk gou, verloor 'n gesprek ietsie van sy siel. Die mediakundiges Umanath Singh en Dr. Gaurav bevestig dit in hulle studie The Decline in Face-to-Face Interactions in the Digital Age, geplaas op YouTube Desember 2025. Hulle bewys, hoe meer skermtyd in gesinne voorkom, hoe korter word gesprekke en hoe minder emosionele betrokkenheid bly oor. Ons almal ken die prentjie. Die gesinnetjie sit saam vir kwaliteit tyd, maar elkeen op sy eie skerm. Pa kyk rugby, ma blaai deur Facebook en die tieners is vasgeplak aan Instagram. In haar potgooi, Promoting a Digital Ethics of Care, in Mei 2024, bewys die sielkundige Dr. Mary O'Reilly dat tieners nie instinktief empaties bly in 'n digitale spoedkultuur nie. Empatie moet doelbewus geoefen word, deur stil te bly, te dink en dan te reageer. Die tannie Karen sê altyd, fone hou families in verbindings. Dis waar, wanneer ons ver van mekaar af is, maar dieselfde navorsing bewys, wanneer ons saam is, steel skerms ons empatie. Dit bevestig my tweede naskrif. Soos wat empatie verdwyn, verkort gesprekke. Die laaste reël van ons naskrif bewys: selfdissipline verloor, want skerms beheer ons roetines. Ons staan soggens op met 'n selfoon en gaan slaap weer daarmee.
En ons noem dit organisasie. In 2025 publiseer Dr. Chen-Yang Lee die artikel The Impact of Entertainment Screen Time in Adolescence. Hy sê, hoe meer ure tieners vir vermaak op skerm spandeer, hoe swakker raak hulle selfbeheersing en hoe slegter slaap hulle. Dis soos mis, eet, slaap, herhaal. Met min skermtyd sal jy selfbeheersing mis. Jy sal eet sonder om te dink. Jy sal slaap verloor en jou moegheid sal herhaal. Oor en oor, glo my. Tieners sal dadelik protesteer dat studietoepassings hulle help om hulle lewens te reguleer. Selfs daaroor het Dr. Chen-Yang Lee bewys. Die met die meeste skermtyd het die minste selfbeheersing. Voorsitter, die naskrif van ons generasie kan eendag so lees. Hulle het die wêreldse kennis in hulle hande gehad, maar hulle kon dit nie onthou nie. Hulle het duisende mense gevolg, maar vermin omgegee. En hulle skerms het hulle routines beheer en hulle selfdissipline verbeer. My standpunt is bewys. Selfone word elke jaar dunner, kleiner en slimmer. En mense die teenoorgestelde. Die naskrif is dalk op die horison, maar nog nie teen my muur nie. Dit kan nog reggestel word. Leer soms iets sonder Google, hou 'n gesprek sonder 'n selfoon op die tafel en bou 'n roetine waar die selfoon jou dien, nie oorheers nie.